Nou vriende, ons is dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en dat u vars verkook en nuut opgestaan het. Nou ek wil u vanmôre groet met die woorde van Halleluja lied 299. Daar staan: O my Vader, neem my, maak my rein en heilig, nederig skoon. Bring my daagliks tot u nader, na u voetbank voor u troon. O my Heiland, was my, vul my met u liefde bovenal. Dan skyn niks my van u kruis nie. Bring geen afgod my ten val. Die derde vers: die Heilige Gees oortrek, oortuig my, skyn op my o lewensson. Lei, bewaar my, bring my veilig by u ewige lewensbron. Nou hierdie lied was vir my so van toepassing op hierdie kort reeksie wat ons tans hanteer uit Efesiërs 4 vers 1 tot 3, die gedagte van nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, en dan ook vanmôre die gedagte wat ons gaan hanteer terwyl ons mekaar in liefde verdra. Nou ek het vir julle gesê, hierdie is 'n kort onderbreking van ons reeks oor die gelykenisse in die Bybel, en juis omdat ons mekaar moet oproep tot 'n waardige wandel. Ek het vir julle gesê, ons almal is geroepenis van die Here, en daarom sê die apostel Paulus, as kinders van die Here moet ons wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. Met alle nederigheid, ons het reeds gekyk na wat dit beteken, met alle sagmoedigheid, alreeds gekyk wat dit beteken, met lankmoedigheid, wat dit beteken, en nou kom ons vanmôre uit terwyl julle mekaar in liefde verdra. Nou vriende, hierdie gedagte van om mekaar in liefde te verdra is 'n geweldige diep en ek wil amper sê 'n omvangryke gedagte, en ons sal nie alles in 1 of 2 of 3 boodskappe kan hanteer nie, maar ek gaan net genoeg vir u probeer sê om u so bietjie aan te moedig om verder in die skrif oor hierdie saak ondersoek te gaan instel. Nou mekaar in liefde te verdra, vriende, beteken eenvoudig dat ons sal besef dat liefde ons kom red het, dat liefde ons uit die moddersluik van sonde kom haal het, en dat ons weer op ons beurt liefde teenoor mekaar moet openbaar. Dit is letterlik, vriende, om nie almal se sonde aan die groot klok te hang nie. Dis om te besef dat ander kan ook sondig en verkeerd optree, net soos ek, en ek moet plek en ruimte maak vir hulle tekortkominge, om dan saam met hulle die pad te stap, en hulle te help soos hulle my help, dat ons geestelik nader aan die Here kan beweeg. Wat nogal hartseer vir my is onder kinders van die Here, is dat ons baie gou is om ander se sonde uit te wys, maar oor ons eie sonde praat ons nie baie nie. Ons sal baie gou praat oor broer A of suster B se sonde, maar as dit kom by my eie verkeerde optrede, is ek gou om verskoning te soek daarvoor of dit te probeer wegredeneer. Dis belangrik, vriende, om sonde te konfronteer, en my nie verkeerd verstaan nie. Die kerk van die Here Jesus is juist daar. Die Here sê vir ons so duidelik in Matteus 18, as jy broer sien sondig, dan gaan jy na hom toe en jy praat met hom, en as jou broer hom bekeer, het jy 'n broer gewin. Die Bybel sê as hy nie luister nie, moet jy iemand saamvat. As hy nog steeds nie luister nie, sê dit vir die gemeente, en dan skei jy hom af uit die gemeente. Maar ek vra die vraag vir myself, verdra ek mense in liefde, of is ek dadelik by die laaste stap van Matteus 18, nog voor ek by die eerste stap uitgekom het, om iemand in liefde te verdra, om werklik, wanneer ek iets hoor van iemand, of wanneer ek sien dat iemand iets doen, dit nie vir almal te loop en vertel nie, maar na daardie persoon te gaan, en in liefde, maar ook ernstig met hulle te praat, oor die omvang van sonde en die hartseer gevolge daarvan. Hoor wat sê die Bybel daar in Spreuke 10 vers 12. Die Here sê, haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. En hierdie liefde is die liefde van die Here Jesus, om werklik na ander te gaan en in liefde met hulle te praat, en dan ook vir hulle te sê, daar is vergifnis, ongeag die oortreding of die sonde. 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wat ek vanmôre vir u probeer sê is, vriende, voor ons ander se sonde aan die groot klok hang, kyk eens hoe lyk jou eie lewe. Dit beteken nie, en ek wil dit weer eens duidelik sê, en moet dubbellyne onderstreep, dit beteken nie dat ons nie met ander mag praat oor hulle sonde nie. Dit beteken nie dat ons moet sê, ja, almal het voete van klei, so ek bly nou maar stil as ek sien broer A het gehoreer en suster B het miskien hierdie sonde gedoen nie. Nee, maar terwyl ek op my eie lewe let, en terwyl ek wandel in die liefde van die Here, gaan ek met dieselfde gesindheid na daardie persoon wat oortree het, en ek vra, Here, help my, dat ek hierdie persoon soos brandhout uit die vuur kan ruk, dat ek werklik vir hulle kan wys op hulle verkeerde dade, en hulle ook kan verdra in die liefde waarmee u my lief gehad het. Hierdie woordjie liefde, soos u nou seker alreeds weet, is die woordjie agape of die goddelike liefde.
Ons vind dit daar in Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad. Sit jou naam daarin. So lief het God vir Gerard Bekes gehad. Wat het hy gedoen? Hy het sy enige gebore seun vir Gerard Bekes gegee, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wanneer ek besef dat ek ook 'n begenadigde is, ek was ook 'n sondaar, 'n rebel, ek was ook skuldig voor die Here, ek was ook 'n vyand van God en deur God se genade in Christus het ek vergifnis ontvang deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, dan verander dit bietjie my hart teenoor ander mense. En dis noodsaaklik dat ek ook hierdie liefde teenoor hulle sal openbaar. Ja vriende, dit is ongelukkig so. Gaan lees die Bybel, gaan lees die Nuwe Testament, gaan lees die sendbriewe van Paulus. Jy sal agterkom, daar kom 'n tyd dat jy mense eintlik uit die kerk moet afskei. Mense wat deur 'n patroon van boosheid en sonde en ongeregtigheid bly voortlewe in hulle ou lewe en eintlik deur hulle lewe en hulle leefwyse wys dat hulle nog nooit gered is nie. Maar ag vriende, daar is ook ander wat struikel en val. Partykeer nie groot sondes nie. Partykeer miskien deur 'n woord of deur 'n gedagte of deur 'n optrede. Dan het u en ek nodig om hulle in liefde te verdra. Om werklik ons arms om hulle te slaan, om werklik hulle nader te trek aan die Here Jesus en ook na myself. U sien, die Here Jesus het nie gekom om vir goeie mense te sterwe nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy het vir ons kom sterf toe ons nog vyande van hom was. Ons het nie sy redding verdien nie, maar vriende, hy het dit vir ons kom gee. Daarom sê die Bybel in Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En dit is belangrik om dit te onthou. Daar staan in vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. U sien, is noodsaaklik om hierdie liefde, wat aan my geopenbaar is, ook weer aan ander te openbaar. Maar nou ook 'n groot saak in die Bybel. Hierdie liefde, vriende, is ook vir ander mense wat nog nie deel is van die kerk van die Here Jesus nie. Mense wat nog nie gered is nie. Ongeredde mense. Matteus 5:43 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en onregverdiges. Dit is vir my so mooi as ongeredde mense daar by ons gemeente instap en hulle sê vir jou dadelik, hulle ervaar iets van die liefde van die Here. So mooi as hy so getuienis skryf, en hierdie liefde verdra nie hulle sonde nie. Deur die kansel, deur die prediking, deur die boodskappe, deur die Bybelstudies, word sonde altyd aangespreek. In ons persoonlike gesprek, as ons agterkom hierdie persoon ken nie die Here nie, dan roep ons hulle op tot redding en ons roep hulle op tot bekering. Maar vriende, die belangrikheid van alles is dat wanneer ons hierdie liefde van Christus openbaar, dat ons dit sal doen in opregtheid, met 'n nederige gesindheid, met 'n sagmoedige en 'n lankmoedige gesindheid, sodat ander ook kan sien, ons is nie beter as hulle nie, maar anders, omdat ons uit die moddersluik van sonde getrek is. Soos die apostel Paulus sê, dat ons moet waardig wandel die roeping waarmee ons geroep is, en mekaar in liefde verdra, dan beteken dit dat ons in die eerste plek by die huisgenote van die geloof moet begin. Daar die mede-lidmaat, mede-broer en suster in die gemeente, daar die ander kinders van die Here, om werklik, 'n genade aan hulle te bewys, en liefde aan hulle oor te dra, sodat hulle ook saam met my kan groei, want u sien, die liefde, sê die Bybel, bedek 'n menigte van oortredinge. Mag u en ek 'n liefdevolle gesindheid hê teenoor ander, en mag ons elke dag bid vir wysheid hoe om sake te hanteer, sodat ons Vader, Seun en Heilige Gees kan verheerlik, kan groei in die gemeente waar die Here ons geplaas het, kan groei na mekaar toe, en so 'n band van eenheid kan vorm waaroor ons môre gaan praat, want môre se gedagte gaan oor om ernstig te streef om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede, en hoe dit ook van toepassing is op dit wat ons alreeds hanteer het. Mag die Here ons genade gee, mag ons verder daaroor lees en dink en bepeins en daaroor bid, en mag die Here vir ons werklik 'n goddelike liefde gee, sodat ons ander kan verdra, soos hy ons verdra, dag na dag. Baie seën, groete en liefde vir u. Tada.